Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lees Markus 6 vers 7 tot 13 en ook verse 30 tot 44. As jy lang blaai in jou Bybel na Markus 6. Markus 6. Dit is daar. Markus 6 vanaf vers 7 tot 13 en dan vers 30 tot 44. Ek lees uit die 83 vertaling. Vers 7. Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. Hy het aan hulle mag oor bose geeste gegee. Verder het hy hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te vat nie, net 'n kierie. Geen kos, geen reissak, geen geld in die beursie nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. Daarby het hy vir hulle gesê: waar julle in 'n plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar tot julle van die plek af weggaan. En as 'n plek julle nie wil ontvang en die mense nie na julle wil luister nie, gaan dan daarvandaan weg en skud selfs die stof onder aan julle voete af as aanklag teen hulle. Hulle het toe gaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Daarby het hulle baie duiwels uitgedrywe en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. En dan lees ons vers 30 tot 44. Die apostels het na Jesus toe teruggekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen en wat hulle die mense geleer het. Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels selfs nie kans gehad het om iets te eet nie. Hy sê toe vir hulle: kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Hulle het met 'n skei na 'n stil plek toe vertrek waar hulle alleen kon wees. Baie mense het hulle egter gesien en agtergekom waarheen hulle gaan. Hulle het vinnig van al die dorpe af te voet daarheen gegaan en nog voordat Jesus en sy disippels daar aangekom het hulle al daar aangekom. Toe Jesus uit die skei klim, het hy 'n groot menigte mense daar gesien en hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. Toe dit al baie laat was, het Jesus se disippels vir hom kom sê: dis 'n afgeleë plek hierdie en dit is al baie laat. Stuur die mense terug sodat hulle op die plase in die omtrek en in die dorpies vir hulle iets te eet kan koop. Maar hy sê vir hulle: gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle antwoord hom: moet ons met 200 mense se dagloon brood gaan koop om vir hulle iets te eet te gee? Hy vra vir hulle: hoeveel brood het julle? Gaan kyk. Nadat hulle gaan kyk het, sê hulle 5 en 2 visse. Hy het hulle opdrag gegee om al die mense klompies op die groen gras te laat sit om te eet. Die mense het in groepe van 100 en in groepe van 50 gaan sit. Toe het hy die 5 brode, die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra. Daarna het hy die brood gebreek en dit vir die disippels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die 2 visse onder hulle almal verdeel. Al die mense het geëet en genoeg gekry. Hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood en die vis. Van die wat die brood geëet het, was net die mans 5000. 5000. Ja, hierdie lewe is maar 'n de mekaar spel op hierdie stadium. As jy kyk wat in die wêreld aangaan, nê, dis maar 'n bietjie chaoties in die wêreld. Daar selfs mense wat voel ons moet maar vlug na Amerika toe, nê. Dit is nie meer die moeite werd om hier in Suid-Afrika te bly nie. En ons weet ook ons president wil ook nou maar weer gaan probeer vrede maak daar in Amerika met Donald Trump, nadat die verhoudings ook versuur het. En dan kom die negatiewe nuus ook so aan mekaar uit. Daar's nog gerugte van oorlog. Indië en Pakistan het mekaar ook al getackle. En die werkloosheidssyfer het hierdie week uitgekom. Dis ook op 1 uit 3 persone het nie werk nie. Vir die wat kan werk, is 1 uit 3 persone het nie werk nie. Ja, mense hoor ook maar net dat besighede toemaak. Mense verloor hulle werk. En dan besef jy net hier in hierdie lewe, nee, een ding is seker, dat dinge gaan verander. Om jou koninkrykie te probeer bou en te dink hy gaan in stand, nee, kan net so kan dinge verander, nee, en alles val plat. En dat dit ons eintlik meer
ernstiger maak om tot God te bid en te roep, Here, soos Jesus ons leer in die Onse Vader gebed, laat U koninkryk kom. Die enigste stabiele, standvastige ding in hierdie lewe is God en sy koninkryk. Here, laat U koninkryk kom. Ek dink dit moet ons gebed wees in hierdie tyd, absoluut, eintlik maar altyd, nee. Here, laat U koninkryk kom. Laat U regeer. Kom ons gaan net na die Here toe. Ons plaas vertroue in Hom. En dan sien ons in hierdie skrifgedeelte dat God se koninkryk het in hierdie sondige wêreld deurgebreek deur Jesus Christus, nê, deur sy bediening. Toe Jesus gekom het na hierdie wêreld, nê, het God se koninkryk naby gekom. Net deurgebreek. Ons sien dit in die manier hoe Jesus geleer het. Hy het met gesag geleer. Daar staan ook in die Bybel, hy het nie geleer soos die ander ou rabbies nie. Hulle het geluister na hom want hy het met gesag geleer. En dan het hy ook die koninkryk gedemonstreer met wonderwerke wat plaasgevind het, nê. Duiwels is uitgedryf, nê, siekes is gesond gemaak en soos wat ons nou hier gelees het, nê, waar hierdie duisende mense kos gekry het. Net dit is, hy dan ook die koninkryk gedemonstreer met wonderwerke. Matteus vat ook Jesus se bediening sommer hier in die begin van sy evangelie saam en hy sê, Jesus, hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. So, tekens en wonderwerke was die teken dat Jesus die Messias is en dat God se koninkryk naby gekom het. Nee, die disippels is toe dan ook later geroep om Jesus se bediening op aarde voort te sit. Jesus het vir hulle gedemonstreer, nee, hy het met gesag verkondig. Hy het die koninkryk gedemonstreer dan ook met duiwels uitgedryf, siekes gesond gemaak, wonderwerke gedoen. En later stuur Jesus ook, wat ons nou gelees het, stuur hy sy disippels uit en sê, julle moet nou voortgaan, nee. Julle moet my bediening voortsit. Dis nie net ek wat dit doen nie, julle moet met gesag verkondig die evangelie, en julle moet die koninkryk demonstreer, nee, deur wonders en tekens. En, ja, daar staan, ons het gelees, Jesus die 12 nader geroep en hulle 2 begin uitstuur. Hy het aan hulle mag oor onrein geeste gegee, hulle toe gaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Daar het baie bose geeste uitgedrywe en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. So Jesus, hoe hy sy disippels geleer het, nee, was meer doen georiënteerd. Ek dink die probleem van die kerk is, nee, ons is baie kennis georiënteerd. Maar Jesus die rabbynse manier gebruik, die metode van sy dag, wat doen georiënteerd was. Ons sê gewoonlik kerk, mense kom kerk toe, nee, julle hoor die evangelie en dan gaan jy maar net weg. Dan volgende Sondag kom maar weer, survive maar hier deur die week, kom maar net weer volgende Sondag, dit word bietjie moed ingepraat, moenie moedeloos raak nie, die Here is by jou, nee, en dan gaan survive jy maar weer deur die week en kom terug. Maar eintlik, hoe het Jesus sy koninkryk gevestig, nee, deur te fokus om te doen. Hy het eerste gedemonstreer, hy het met gesag die evangelie verkondig. Dan het hy dit gedemonstreer, die koninkryk deur wonderwerke te doen, bose geeste uit te dryf. En dan sê hy vir sy disippels, alright, nou is dit julle beurt. Ek stuur julle uit. Nee, ek sal nog toesig hou ook nog by julle. Gaan julle uit en verkondig die evangelie. Nee, wat hy hierso gesê het, gaan verkondig die mense hulle moet bekeer. Jaag bose geeste uit. Doen wonderwerke. En dan rapporteer julle terug. Dan kom julle terug en ek kan julle weer korrigeer en sê hoe julle dit beter kan doen of wat ook al. Nee, dit is die metode. Ons moet meer doen as net om te luister. Markus 6 vers 30 het hulle toe teruggekom en vir Jesus alles vertel wat hulle gedoen het en wat hulle mense geleer het. As ons kyk Efesiërs 4 ook, nee, dis die leierskapgawes wat die Here gee, Jesus gee vir sy kerk, nee, dan noem hy 5, nee, herders, leraars, apostels, evangeliste en profete. En hulle is daar om die kerk toe te rus om die werk te doen. So hierdie naweek, die wat die oorwinnaars gedoen, was deel van die toerusting, so sal uitgaan en Jesus se koninkryk gaan verkondig met gesag en dit ook demonstreer
met wonderwerke. Maar ek moet dit glo. Ek moet bereid wees om uit te gaan, dat die Here deur my werk. Dis nie net kennis nie. Ek dink die moeilikste les vir hierdie disippels was gewees, hoe om geloof te hê wat uitloop op wonderwerke. Nee, ek weet, jy kan jou geloof nie net op wonderwerke bou nie. Maar ons moet Jesus se bediening voortsit. En dit was die kenmerk van sy bediening. Evangelieverkondiging en demonstrasie van sy koninkryk. Deur wonderwerke, bose geeste uitdryf, siekes gesond maak, daar in die wêreld. Voor sy hemelvaart sê hy, aan my is alle mag gegee in die hemel op die aarde. Gaan dan heen en maak die disippels van alle nasies. Ek dink dit is seker ook die moeilikste les vir ons om te leer, nee, want wat het gewoonlik om daai geloof te hê wat uitloop op wonderwerke. Hoeveel keer moes Jesus ook maar sy disippels sê, julle klein gelowiges, hoekom moet julle begin twyfel? Hoeveel keer moes die Here seker vir my ook maar gesê het, jou klein gelowige, hoekom moet jy begin twyfel? Kon nie deurgedruk nie. Dit is 'n moeilike les om te leer. En kom ons kyk 'n bietjie na Jesus se riglyne in hierdie gedeelte, hoe hy 'n geloof gehad het, nê, wat uitloop op wonderwerke. En dan sien ek die eerste riglyn wat ek hierso raak lees in hierdie gedeelte is, Jesus was gedryf deur medelee, nê, hy het die mense jammer gekry. Daar staan in vers 34, toe Jesus uit die skei klim, het hy groot menigte mense daar gesien, en hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape, wat nie 'n wagter het nie. Dit was ook die beeld in die Ou Testament, is 'n paar keer verwys na die Jode, nee, na die Israel, na soos 'n volk, so skape wat nie 'n wagter het nie. Nee, ons lees daarvan die Ou Testamentiese beeld van God se volk in Numeri 27 en Jesegiel 34, so skape wat nie 'n wagter het nie. En die verwagting was dat daar eendag 'n herder sou kom, die Messias, wat die volk sou voed, hulle versorg. En dis wat Jesus kom doen het. Hy het die volk, net toe hy hulle sien, uit medelee het hy daai groep mense gevoed, nee, met die brood van ewige lewe, die evangelie. En hy het hulle fisies ook gevoed met kos. Hy is die herder van die laaste dae. En hy voed sy volk met woord en daad. Jesus het ook daarom mens geword, want hy weet ons grootste nood is ons sondenood, en hy het mens geword om ons sy sondes op hom te neem, ons sondes op hom te neem. Nee, ons het gisteraand afgesluit met so ervaring, simboliese handeling hier, nee, hoe Jesus al ons sondes op hom geneem het, en daarvoor betaal het aan die kruis, uit medelee, om jou te red uit jou grootste nood, om jou weer in 'n vader-kind verhouding met God te plaas. Jesus het omgegee, het in liefde dit gedoen. En natuurlik, ons kan nie uitgaan en geloof hê wat wonderdade verrig uit onsself nie. Nee, dit moet wees deur die werking van God se Gees, want Pinkster is die Gees uitgestort en toe al die wonderwerke, nee, die gawes van die Gees begin plaasvind. Wat is wonderwerke? Genesing, profesie, spreek in tale, al die dinge. Ons moet dit doen deur die krag van die Heilige Gees. En die Gees, sy eerste vrug is liefde. So dat jy op nie probeer uitgaande dinge doen en omdat jy die aandag op jou trek nie, dit gaan oor die nood wat jy raak sien. Die nood van die wêreld, nood van mense. Uit medelee, nee, demonstreer jy die koninkryk. Want Jesus is die enigste hoop in hierdie wêreld. Dit moet wees uit liefde. Omgee medelee. En dit is ook hoekom dit hierdie gemeente se visie ook is, nee, omgee gemeente, gesalf vir genesing en bevryding. Want dit was Jesus se bediening gewees. Dis hoe hy die koninkryk kom vestig het. Uit liefde, nee, verkondig ons die evangelie en ons bedien genesing en bevryding in Jesus se naam. Ons sit sy werk voort. Die oorwinnaars, dis ook die doel van die oorwinnaarsbediening. Nog 'n riglyn, 'n tweede riglyn wat ek kan uitlig is, Jesus het geluister na sy Vader en nie wat die disippels vir hom gesê het nie.
Want die disippels het met 'n logiese redenasie gekom, nê? Het kom sê, hoor hierso, stuur die mense weg. Dis 'n afgeleë plek hier, dat hulle gaan kos koop. Nê? En Jesus het nie geluister na die logiese redenasie, die logiese oplossing. Hy het geluister na sy Vader. Wat die Vader wil doen, want Jesus doen maar net wat hy die Vader sien doen en wat die Vader vir hom sê. En so het hy 15.000 mense plus versorg as die mans net 5.000 was. En die disippels, ek kan dit verstaan, baie keer, nee, ons dieselfde ook. Dis 'n logiese oplossing. Ek wil hulle nie beskuldig nie, ek sou dieselfde opgetree het as ek hulle was. Te sê, stuur die mense weg, dat hulle gaan kos koop. Maar as Jesus sou geluister, sou wonderwerk, hierdie wonderlike wonderwerk nie opgeteken wees het. Menslike redenasies keer baie keer wat God wil doen in en deur jou. Die groot ding wat ons moet doen, ons moet eers in my omstandighede vra, voor ek dink, okay, wat is die menslike oplossing? Wat sê die Here oor my omstandighede? Wat sê die Here vir my oor die persoon met wie ek praat, wat nou vir my nood vertel van sy of haar nood? Eerste vra, Here, wat sê U? Nie eerste wat, ja, ek dink jy moet daai medikasie gebruik, dit, daai en so, en dit is nie verkeerd nie, maar vra eerste, Here, wat sê U? Want baie keer, ek dink ek het al baie wonderwerke, geleenthede wat die Here my kon gebruik het gemis, want ek kom met menslike oplossings nie. Vra, wat sê U? Wees sensitief vir die leiding van die Heilige Gees. Nog 'n riglyn is, Jesus het reeds die disippels se geestelike blindheid gebruik om hulle te leer om die koninkryk te demonstreer in tekens en wonders. In vers 37 lees ons, maar hy sê vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle antwoord hom, moet ons met 200 mense se dagloon gaan brood koop om vir hulle iets te eet te gee. So Jesus het baie duidelik gewys, menslik gesproke is hier eintlik nie 'n oplossing nie, om nou vir hulle kos te gee nie. Hy gebruik daai geestelike blindheid om 'n wonderwerk te doen. Wonderwerke gebeur as dit menslik onmoontlik is. Dis die vuurproef waardeur geloof gevorm word. Nog 'n vierde riglyn. Hulle was gehoorsaam. Jesus het instruksie gegee en die disippels was gehoorsaam. Hulle het gaan doen. Nee, hulle het hulle in groepies van 50 en 100 opgedeel en die mense reg gekry om te eet. Hulle sê, okay, ons gaan nou eet. Ons weet nie waar die kos vandaan kom nie, maar ons doen wat ons leermeester, wat ons Here gesê het. Wees reg, ons gaan eet. En die Here kon die wonderwerk doen. Luister. Wees sensitief vir die leiding van die Heilige Gees. Luister wat sê die Heilige Gees, al maak dit nie sin nie. Weet, kere het Jesus nogal snaakse goed gedoen. Weet, modder aangemaak of mense se oë gesit en dis vreemde goed, nee. Maar hy het gedoen net, nee. Johannes 14, ek doen maar net wat ek die Vader sien doen. Luister, al klink dit snaaks. En al wonder jy, maar as jy luister, en dis wat die Heilige Gees sê, doen dit. Dan, as jy in die geloof die moontlike doen, dit wat jy kan doen, dan kom God en doen die onmoontlike. As jy luister en jy sê, okay, maar dit kan ek doen, dan kom God en hy doen die onmoontlike. In die geloof net die moontlike doen. Dit is die beginsel van vermenigvuldiging. Markus 6 vers 41 tot 44. Toe het hy die 5 brode en 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra, daarna die brood gebreek en vir sy disippels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die 2 visse onder hulle almal verdeel. Al die mense het geëet en genoeg gekry. Hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood en die vis. Van die wat die brood geëet het, was die mans 5.000. So Jesus het dit wat hy kan doen, gebruik, dit wat daar was, tot God se beskikking geplaas in die geloof. En dat vermenigvuldiging plaasgevind. So, doen in die geloof die moontlike en God doen die onmoontlike. God gebruik gewoonlik wat jy het, om dit te vermenigvuldig. En die duiwel wil ons altyd laat fokus op dit wat ons nie het nie, en wat ons
nie kan doen nie. En as jy daarop fokus, en in moeilike ekonomiese omstandighede, ek verloor ou dalk, jy het dalk jou werk verloor. Jy het dalk gesondheid verloor. Of jy het 'n gedeelte van jou salaris verloor, of wat ook, en dan wat doen mense gewoonlik? Hulle konsentreer op daai wat ek verloor het. En hulle voel magteloos en hopeloos. Nee, fokus op dit wat jy nog het. Fokus op daai dae wat jy kan werk. Op daai salaris wat jy nog het. Fokus daarop en stel dit tot beskikking van die Here. En die Here sal die onmoontlike doen en in jou behoeftes voorsien. Maar ons wil altyd kyk wat ons nie het nie. En ons kla oor dit wat ons verloor het. Dis die duiwel se manier om jou kop, om jou moedeloos, magteloos te laat voel. Konsentreer op dit wat jy het. En stel dit tot God se beskikking. En hy doen die onmoontlike. En hy voorsien in jou behoeftes. God het vir Moses met Moses gepraat en vir hom gesê, weet Moses het allerhande verskonings gehad toe God hom sê, okay, jy moet die volk uit Egipte uit lei. Moses vertel, hy kan nie praat nie, en ek weet nie wat alles nie, hy het baie verskonings. En toe sê God vir hom, wat het jy in jou hand? Want hy het moes maar sy skoonpa se vee opgepas. So hy het nie veel gedaan, maar toe sê God, maar wat het jy in jou hand? En toe sê hy, 'n kierie, antwoord Moses. En God het daai kierie gebruik om die 10 plaae oor Egipte te bring, om die Rietsee oop te maak, om water uit 'n rots te laat kom met daai kierie, om daai volk uit te lei. Almal het iets. Jy het iets in jou hand. Maar jy word baie keer passief en ons sit terug en sê ek het niks. Of ek het nie so baie soos die ander nie. Of ek het dit verloor. Jy het iets. Stel dit tot God se beskikking van sy koninkryk. En hy doen wat jy nie kan doen nie. Hy doen meer as wat jy kan bid of dink. Dit is die groot geheim. Die Here sê ook deur Paulus in Filippense 4 vers 9, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. God word nie beperk deur jou tekortkominge nie. Nee, jy moet net tot sy beskikking plaas, en hy doen die onmoontlike. 'n hele paar jaar terug, 'n lidmaat wat ook in die gemeente was, het 'n redelike hoë pos in 'n fabriek gehad, maar die fabriek het toegemaak en almal het hulle werk verloor. En hy het toe sê, okay, wat het ek in my hand? Ek het 'n kar, en hy gaan koop toe 'n groot sak mieliemeel, en hy maak dit in klein pakkies op, en hy gaan na die taxi rank toe. En hy verkoop uit sy kar se boot, want hy het nou nie werk, hy verkoop hy hierdie mieliemeel pakkies. En een van die ouens wat ook in die fabriek gewerk het, kom ook daar verby, kon nie glo dat hierdie ou wat redelike hoë pos het, mieliemeel hier verkoop by die taxi rank. Hy sê, hoe doen dit? Sê, maar dis wat ek in my hand het. En daai lidmaat, daai gewese lidmaat, was die eerste een van almal wat hulle werk verloor het, wat weer 'n werk gekry het, weer in 'n goeie pos. Maar ons hoogmoed kan ons mos baie keer terughou, ek kan nie dit doen nie, of ek kan nie dit doen nie. Wat het jy in jou hand wat jy tot beskikking van die Here kan stel? Bonatuurlik het ook eintlik die genadesentrum. So 'n paar jaar terug het ek en 'n paar lidmate betrokke geraak by die SAVF, om te kyk of ons daardeur die gemeenskap kan help, en nou dit in ons hande gekom, die hele sentrum, en die Here is al klaar besig om groot dinge daar te doen, al die projekte wat daar is, en dat ons nou eintlik moet sê, maar okay, waartoe gaan ons met alles? Kom ons stel dit ook, dit die Here in ons hande geplaas, ons stel dit in God se hande, sê Here, kom doen U wat U wil doen daar, en dis meer as wat ons kan dink, al reeds wat al plaasgevind. Kom ons sê dankie. Dankie Here. Ook vir Chris se getuienis. En dankie Here dat U wil hê ons moet as U disipelmakers voortgaan met U koninkryksarbeid hier op aarde. Dat ons ook met gesag, Here, die evangelie sal verkondig. En dat ons ook die evangelie, U koninkryk sal demonstreer met tekens en wonders. Dat ons 'n geloof sal hê dat enigiets is vir U moontlik.
Ons plaas ons hele lewens in U hande en sê, Here, gebruik ons. Heilige Gees, lei ons, dat U koninkryk sal kom. In Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.